Pastoor Becky Mans het 43 jaar hier gestaan. Ek staan nie in sy skoene nie. Ek sal dit nie my lewe regkry nie. Maar ek staan hier deur hom wat in my glo. So sy plek, ek het vir hom gesê, pastoor, ek kan nie in jou plek staan. Hierdie plek is 'n gevaarlike plek. En hy sê toe, nee man, jy gaan tyd. Die respek wat ek het vir pastoor Becky Mans is baie groot en ek glo julle het ook baie groot respek. Hy's 'n man van integriteit, waarde, liefde, omgee. Maar nie dat ek hom vereer nie, ek vereer God vir die man wat 43 jaar sy lewe vir die bediening moes gee. En nog gaan gee, dis nie die einde nie. Ek het vir hom gesê, wees gereed. Ons gaan begin hardloop, want groot dinge is op pad, tot eer van God se naam. As die Here werk, dan werk hy met ieder en elke een, op 'n unieke manier. Terwyl ek so gou vir Melvin kyk, bid asseblief vir Arnel, sy is in die hospitaal. Sy het haar arm baie sleg gebreek. Laasweek en Sondag. Sy was nie in die hospitaal nie, maar toe die dokter weet het sê, jy gaan maar moet die theater sien. So kan jy haar net ook in gebed hou. Mag die Here my lei en mag ek jou lei. Want is nie ek wat praat nie, dit is die Here. Daai woorde wat sê, bend me lower, hope is lower than the floor. Wil jy kom vat? Precies. Want ek dink ek klink daar agter. Nou sê, jy sien, daai video wat ons gesien het. 'n Vuur is lekker. Daar is altyd 'n lekker vuur en dan so 'n nie so lekker vuur. Maar daai vuur waarmee hulle werk, hardloop so 1600 tot 2500 Fahrenheit. Dis daai hitte wat hy moet maak om haar yster te doen. Nou of jy nou kook, of jy braai, of jy glas maak en yster maak, jy moet nog steeds vuur gebruik. Maar ons moet erken, daai vuur om die braaivleis is baie lekkerder as enige bananenvuur. Wie sal eerder kies om 'n braaivleis te eet as 'n iets anders? Braaivleis is altyd lekker. Ek het nou die dag 'n gesprek met my man. Ek sê jy kan hoe honger wees, nie hy nie, in die algemeen. Jy kan hoe honger wees. As jy braaivleis ruik, dan jy net meer honger. Of jy kan hoe vol wees, iets daar's my regte. Jy kan nou net 'n lekker bord kos geëet het, dan loop jy uit dan kom daai bure serveer. Dan sê jy, "Ons braai." My meisiekind was gister so. Toe sê ek vir haar, "Ek gaan jou by huis aflaai." Dan sê jy het verdwaal, maar jy sou net gou 'n stukkie vleis want ek is nie lus vir braai nou vandag. Maar wat as jy in jou lewe in daai vuur beland? Wat as die lewe wat jy geken het, skielik bietjie vorming kry in 'n ander rigting? Hy lyk anders. Hy is nie meer dieselfde nie. Wat as jy so bietjie in die vuur gesit word, dan uitgehaal word, dan geslaan word? Dit is soos like crazy. Dis nie baie lekker nie, want jy soos, dis nou net warm. En dan vat hulle jou uit. En dan sit hulle jou neer en hulle slaan jou verder, om jou vorming te gee. Jy het moeilikheid. En net na die moeilikheid voel dit asof iemand net op jou neerdal, met alles
binne hulle. En alles tuimel in mekaar. Dit wil nie reg werk nie. En jy weet nie waar om te keer nie, want jy's nie in die vlamme nie, maar jy kry nou die houe. Die vlamme is 'n ding, maar die houe is 'n ander ding. Daar was houe wat Jesus gevat het op daai kruis, voor daai kruis. Het hy die houe gevat, vir jou en vir my. Daai houe is heeltemal iets anders. Kom ons kyk na die verhaal van Sadrag, Mesach en Abednego, die vriende van Daniël. Hulle weier om voor daai koning te buig. Hulle weier. Jy weet, hulle het geweet wie hulle God is. Hulle het geweet waar hulle hulp vandaan kom. Hulle het ook gehoor dat as jy nie nou buig nie, dan gaan ons jou in die vuur gooi. En hulle het nie gesê, ekskuus, sorry, okay, buig nie. Hulle het gesê, kom ek lees dit vir jou. Daniël 3 vers 17 tot 21, as ons God, wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser baie woedend geword, en sy gelaatstreek het verander teenoor Sadrag, Mesach en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat dit eintlik nodig is. Wanneer jy die Here begin dien, voel dit asof daai vuur warmer word. Wanneer jy sê, ek het my lewe oorgegee aan die Here, jy kom by die huis, dit raak warm daar. Jy weet nie hoe om jou daar in toom te hou nie, want dit brand. Maar sien, God gebruik daai vuur om jou te vorm. Baie kinders van die Here kom na ons toe, en dan sê hulle, hoekom net na ek my lewe vir die Here gegee het, is dit asof die hel op my los is. En ek het altyd daai vraag gevra en ek het altyd gedink, miskien kan dit wees omdat die vyand baie lustig is en hy wil jou van die pad afhaal en hy wil jou 'n ander rigting inskuif. Miskien kan dit wees. Maar terwyl ek deur die vuur gaan, sê die Here, is ek nie die een wat die vuur maak nie. Is ek nie die een wat die vuur kan gebruik tot my benut nie. Is ek nie die een wat selfs die vuur waarvoor jou vyande jou wil vernietig. Is ek nie die een wat daai kan gebruik om jou verder te vat nie. Sien, glas is niks, dis sand en 'n paar goedjies saam. Maar wanneer dit die vuur ontmoet, raak dit iets anders. Yster is sand en goedjies saamgemeng, maar wanneer dit die vuur ontmoet, dan raak dit so hard. Want dit moet strukture ophou. En in hierdie pad wat die Here my lei, sê hy vir my, daardie wat die vyand vir jou bedoel, sal ek jou vat vorentoe met dit. Nou, kom ons gaan gou verder met Daniël en sê, en aan sommige van die sterkste manne, wat jy in sy lewe was, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te boei, om hulle in die brandende vuur oond te gooi. Voel dit nie partykeer asof iemand jou vasmaak, jy kan niks doen nie. Al wat jy kan doen is die Here vertrou. Jy kan nie beweeg nie. Dit voel, jy's vasgekeer, jy kan nie. Jy is 'n Christen, jy staan vir God, en nou is jy in die vuur, maar jy's vas. In daai tye
En toe is daar die manne geboei met hulle mantels, hulle broeke, hulle tulbande en hulle ander klere aan. En hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Nou ons almal weet as daai klere in 'n vuur gaan, dan dit moes in hulle ingebrand het fisies. Daai vuur moes elke liewe deel van die klere of afbrand of in die vel inbrand. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, en die vlam van die vuur daardie manne wat Sadrag, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Die manne wat hulle ingegooi het. Die mense wat jou wil vernietig. Die mense wat teen jou praat. Daardie gaan tot 'n val kom op hulle eie gronde. Nie in jou hande nie. Dis nie jou werk om jouself te verdedig as 'n Christen nie. Dis jou werk om God se naam net op te tel. Meer van hom en minder van jouself. Om te wees soos wat hy gesê het jy moet wees. Hy het jou by die naam geroep. Hy het gesê, jy's myne, ek tel jou op. Jy hoef nie jou te verdedig nie. In die regte tyd, al gaan hulle hof toe met jou. In die regte tyd gaan ek jou die woorde gee wat om te gee. Moenie jouself verdedig nie. Dis nie jou plek om te praat nie. Dis jou plek om my te dien. Met me lowe Holy Spirit. Lowe at Jesus' feet. Maar Here, dit is partykeer so swaar om staan en te bly. Dis swaar. En die Here sê, dis okay. Gaan laer. Gaan net nog laer. Here, maar ek is al op my knie, dis okay. As dit swaar gaan, gaan net nog laer. Gaan lê voor my voete. Want as jy voor my is jy die skaduwee van die Allerheiligste. Dan, kind van God, kan ek vir jou veg. Jy gaan nie opstaan en vir jouself veg nie. Ek gaan vir jou veg, want ek waak oor jou. Kyk, ek sluimer en slaap nie, sê die Here. Ek waak oor jou. Maar daardie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het geboei binne in die brandende vuuroond geval. Maar hulle het niks oorgekom nie. Dit is in sulke tye wat ons moet onthou, dat die smid, nou dit is 'n blacksmith, maar in Afrikaans is dit 'n smid, wat geken word as 'n blacksmith, die yster in die vuur sit, sodat dit wat swak en nie reg is, afbrand, maar ook om dit buigbaar te maak, sodat die yster die vorm kan inneem waarvoor dit bedoel was. Dis wanneer God jou vat en hy sê, ek weet wat se vorm ek eintlik vir jou het. En hy sit jou in daai vuur. Dan kom ek terug nou, as die vyande die vuur vir jou maak, hulle help jou. Want dit is wanneer God daai vuur kan gebruik, om die dinge wat nie van hom af is nie, af te sterf. Om dit af te brand, van dit ontslae te raak. Daai vuil goedjies wat so op die yster is, wat julle gesien het, hulle het afgekap, dis daai, waarvan God wil ontslae raak, want met daai kan hy nie die yster mooi buig nie. Jesaja 54 vers 16. Behold, I have created the smith, that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work, and I created the wasters to destroy. Ek het die smid geskaap, daai een, wat die ysters maak. Maar as ek hom geskaap het, het ek ook die vuur geskaap. Wanneer dit moeilik is, kan jy nie anders as om net totaal en al te sê, oorgegee. Ek is oorgegee. Daai yster kan besluit om hardkoppig te wees, maar wat gaan die smid dan doen?
Hy gaan die vuur bietjie warmer maak. Hy gaan die hamer bietjie swaarder maak, sodat hy die vorm kan kry. Daar is 'n reeks wat ek gekyk het, waar hulle swaarde moet maak uit niks uit nie. En die een man gebruik 'n baie harde stuk yster. En die judges staan daar en hulle sê toe vir mekaar, hy gaan sukkel met daai yster. Hy gaan dit nie kan maak nie in die tydperk wat hy dit moet maak. En daai man het sy vuur warmer gemaak. En hy uitgehaal en die yster geslaan saam. Hy het dit weer teruggesit. Hy het omtrent 'n uur aan daai, maar hy was nog steeds in die tydperk. Hy het 'n uur gebruik om haar yster te kry soos wat hy moet. God sal sy tyd gebruik met jou om te kry wat hy moet uit jou. Sodat jy tot jou volle vorm kan wees. Tot eer van sy naam. Nou ek weet nie wie van julle almal werk met staal en goeders nie, ek weet hoe erg werk met staal. My man ook. Partykeer maak hulle die mooiste uit 'n stuk staal uit. Partykeer is dit net 'n baie sterk struktuur wat 'n doel moet hê. Want sonder daai ene gaan daai dak val. Soms is dit 'n bietjie buig en vou. En soms is dit seker lyne in jou inkant om mooi evenredig te kry. Toe het koning Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid binne daai vuur gegooi? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik, o koning. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne die vuur. Wandel sonder dat daar 'n letsel aan hulle is en die voorkoms van die 4de lyk soos die van God seën. Daar's 'n liedjie wat sê, there's another in the fire, standing next to me. There's another in the water, holding back the sea. And should I ever be reminded of how he set me free, I'll just go back and see what he has done for me. Daar is 'n 4de man in daai vuur. In jou lewe, God sit jou nie alleen binne daai vuur. Hy sit die Heilige Gees saam met jou. Die Heilige Gees kyk dat jy nie sekerlike dinge afbrand, die dinge wat hy daar wil hou, wat kostelik is, dat daar nie sekere dele ingebrand word, dat jy geskaar word vir die lewe nie, maar dat hy dit mooi kan uitwys. Kind van God, die Here stap saam met jou die pad, maar die Heilige Gees verlaat jou nooit, tensy jy hom agterlaat. Toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuurkoon en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die daar gee erkenning aan God, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrag, Mesach en Abednego uit vuur oorgegaan. Alles wat ons doen, sal eer gee vir die Here. Sien, aan die begin het daai manne gesê, God sal ons uithaal en hy sal sy naam reg hou. Daai koning glo in sy gode. Daai 3 manne word in die oond gegooi. Mense kyk vir jou. Mense sien waartoe jy gaan. Hulle kyk, hulle hou jou dop. Hulle sien, joh, maar daai kind van God. Ek wil soos daai kind van God wees.
Want al gaan hulle deur die dal van doodskade, al gaan hulle deur die vuur, maak hulle nog steeds die Here se naam groot. Hulle tel sy naam op. In die onmoontlikste oomblik breek God deur. In die oomblikke van alles is dood, bring hy lewe. In die oomblik van alles is droog, bring hy reën. In die oomblik van alles is stikkend, bring hy herstel. In die oomblik van wanhoop, bring hy hoop. God is hoop. Ek praat nou die dag met iemand en ek sê, ons gaan deur 'n baie moeilike tyd. Brakpan gaan deur 'n baie moeilike tyd. Gauteng gaan deur 'n baie moeilike tyd. Kinders van God gaan deur dieselfde baie moeilike tyd. Dis asof hulle nie hoop het nie. Gisterand laat stuur 'n tienermeisiekind vir my 'n boodskap. En sy sê vir my, Anisha, ek wil jou net gou iets vra, net 'n ja of nee. En sy sê vir my, as iemand selfmoord pleeg, gaan hulle hel. Op daai oomblik weet ek dat daai kind se lewe is eintlik stikkend. Haar pa's 4 maande terug oorlede. Sy is gebroken. En ek weet alles moet nou gaan stil staan. Ek moet aandag gee aan daardie kind. Want al wie haar nou net kan raad gee, hoop gee, is ek. Ek's die wissel. Maar God wil nou deur my werk om haar te raak, want sy is so in 'n donker plek dat sy nie die lig sien. Ek het 'n lang gesprek met haar gehad. En sy sê toe vir my, dankie, Tannie Anisha. Dit maak sin. Die mense is in 'n wanhoop plek. Want die vuur kan hulle nie hanteer nie, omdat hulle die God van die vuur nie ken nie. Hulle weet nie wie hy is. Hulle sukkel om in sy teenwoordigheid te kom. Hy is 'n vreemdeling vir hulle. En daarom lig hy. Is dit ons tyd meer as ooit om ons lig helder te skyn. Want 'n ligtoring staan met die doel dat hy wys wanneer die skepe en die bodens naby aan die rotse kom, dat hulle nie, in Engels is shipwreck, dat hulle nie breek nie. En in hierdie tyd meer as ooit, gaan ons moet opstaan daarvoor en ons gaan die mense moet kan wys, dat weet jy, daar is hoop. Sy naam is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Hy is die God wat is, was en altyd sal wees. Hy is die God wat alles in sy hande het en maak nie saak waar deur die lewe jou vat nie. God los jou nie vir een oomblik alleen nie. Al gaan ek deur die dal van doodskade, die Here, maar ek wil nie. Al gaan ek deur die dal van doodskade, maar Here, dit maak seer. Ek kan nie voor my sien. Ek stamp, ek val in die dal van doodskade. En die Here sê, maar ek is jou herder. Al gaan jy in die dal van doodskade, ek loop saam met jou daardeur. Want ek gaan dit gebruik sodat jy meer my vertrou. Al gaan ek deur die dal van doodskade weer. Niks sal my onheil en niks sal my vrees nie. Hoekom? Want ek is jou God, ek is jou maker, kind van God. Die Here gebruik elke oomblik om ons te leer. Jesus met sy disippels het elke oomblik, wanneer hulle 'n vraag gevra het, het hy dit gebruik tot sy benut.
Hy het dit gebruik om te sê, weet jy, ja, die disippels, hulle het nou graan gevat op 'n Sabbat, maar dan leer hy hulle daar. Elke liewe dag. Hy het nie een oomblik gelos nie. Selfs as hy disippels vir hom gevra het. Meester, maar wat nou? Dan het hy daai gebruik as 'n lering. En net soos God, hy gebruik elke iets. Ons kan nie vir God vra, maar hoekom? Want dit gaan nie vir ons 'n antwoord gee. Ons kan vir hom vra, help my, leer my wat ek hier moet leer. Leer my wat ek hiervan af moet leer, sodat ek dit vorentoe kan vat. Ek het 'n gesegde, as die Here my iets geleer het, en dit lyk asof ek al weer op my berg gaan en sê, nee Here, asseblief, nie, nou nie, wat het ek gemis, dat ek het net vanaf, ek gaan nie weer op hierdie berg, ek gaan nie, en dan loop ek maar weer op die berg. As dit van, ek het daai gemis, ek het daai gekry, dankie. Ek het vir 5 jaar om 'n berg geloop. Nie 'n fisiese berg nie, 'n geestelike berg. Ek vir die Here gesê, nee asseblief, nie weer nie. Leer my voor die tyd. Maar ons weet hoe God is, hy sê, ek gebruik elke liewe ding. Want loop jy wanneer weer, dan loop my gees saam met jou. Laat ons om daai berg, dat ek jou verder kan leer waar jy moet gaan, hoe jy moet maak. Romeine 8:28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Kan jy van vooraf begin? Nou kyk, toe ek 'n video soek, want ek het nie tyd om nou 'n video aan mekaar te slaan nie, en prys die Here vir AI in 'n goeie manier, moet hom nie vir 'n slegte manier gebruik nie, maar daar is baie min wat praat oor die vuur wat smeer. Daar's baie min wat praat oor, al gaan jy in die vuur, al word jy gevorm deur die vuur. So kom ons kyk na die smid en die stappe wat hy doen rondom die vorming van die staal tot 'n instrument. Eerstens bedink hy die vorm wat hy wil maak en waarvoor hy dit wil gebruik. Dit is hier waar ons sien in Genesis 1:26 waar God sê, laat ons mense maak, na ons ewebeeld en ons gelykenis. Dis in daai tyd wat die Here sê, dat ek het 'n plan. Ek het 'n plan
nou moet ek hom begin vorm. Ek het 'n plan met die mens, hy gaan my verteenwoordig hier op die aarde, en dit is sy doel. Die tweede stap is waar die stuk metaal verwarm word en gebuig en gevorm word deur daai warm hitte. Jeremia 18 sien ons dat die Here wys daar vir Jeremia. Ek sien pottebakker, Jeremia. Jy's die klein. Ek vorm jou. Daar's 'n tyd wat God die vorm so sag maak, dat hy gentle is op die mens. Hy's versigtig en hy's verfyn. Maar ons tye wat hy moet hard wees. Want ons stukke wat aan jou vasklou, wat moet af. Die hamer word mee geslaan wanneer die yster warm is, want soliede yster kan net vorm wanneer dit warm gemaak is. Soms word elektriese toerusting gebruik om die yster af te skuur en hom mooi te politoer, dat hy blink en elke deel daarvan. Dan sien ons in Filippense 1:6 dat die goeie werk wat hy in jou begin het, wanneer die smid besig is om die instrument te vat en hom te, ekskuus vir my Engels, polish, dan is hy basies klaar. Hy's besig om hom af te rond en te sê, ek dink hy gaan nou reg wees. So die goeie werk wat hy in jou begin het, sal hy voltooi tot die perfekste instrument in sy hande. Die laaste stap is waar die smid die instrument, ek het probeer kyk vir 'n Afrikaans woord, maar die Engelse woord beskryf dit so mooi. Quench. Hulle moet die yster, die instrument wat hulle gemaak het, of dit nou 'n instrument is wat hulle 'n mes mee gemaak het, of 'n mooi ding gemaak het, of 'n stuk staal, moet hulle hom quench. Hulle moet hom fisies in iets druk. Hulle druk hom dan binne in daar's hy water, olie en dan vette. Party gebruik vette, ander gebruik olie. Nou, hulle sê daar's 'n verskil tussen wat jy gebruik, want as jy die vette gebruik, is dit nie so rof met die instrument wat jy nou net ingebruik het. Maar olie, 'n swak plek, kan hy oopbars. Wanneer die yster swak is, en ergens dalk 'n bietjie ver gekerf is, geslaan is, dan kan hy bars of hy kan kraak en hy raak swak. Net so kom God en na ons in soveel, en hy sê, Psalm 23, hy verkoop my siel. Hy verkoop my siel. Hy lei my op die spore van geregtigheid. Daar is metaal wat jy net een keer mag quench. Want dit is 'n baie fyn metaal en jy moet dit baie delikaat doen. En die Here weet hoe hy met jou moet werk. En dan is daar ander wat jy kan quench. En wanneer jy dit uithaal, kan jy hom weer gaan slaan. Weer in die vuur sit en jy kan hom weer, want hy's 'n harde tipe metaal en hy kan daai hanteer. Daar is 'n tyd in elkeen se lewe wat jy voel jy gaan nie weet. Jy word getoets, beproef. Jy raak moeg en jy weet nie meer wat se kant toe nie. Jou geluk is van jou weggepad en jy leef maar net dag vir dag. Dis maar net nog 'n dag. Hoe gaan dit? Nee, is maar net nog 'n dag. Is al hoop? Nee, dis net nog 'n dag. Is God goed? Ek weet nie. Sien die mens is hooploos, maar wanneer jy selfs
deur die dal van doodskaduwee gaan, wanneer jy in daai vuur gaan, en jy kom na iemand toe wat neergedruk is, en jy sê, man, hoe gaan dit? En hulle sê, ag nee, nog 'n dag. Nee man, dis nie nog 'n dag nie. Jy leef, jy het 'n asem, jy het longe, en daarin is daar lig, en jy het 'n doel. En net so begin daai persoon sy uitkyk op die lewe klein bietjie verander, want die persoon sien my raak. In hierdie tye is God die meestal stil. Wanneer jy na die vuur gaan, hy's by jou, hy stuur sy gees, maar hy's stil. Ja, maar Alisha, ek bid, hy kom nie deur nie. Waar is jou geloof? Waaraan hou jy vas? Want al gaan ek deur vuur, sal ek nie skroei nie, soos Jesaja sê. En al gaan ek deur die water, sal dit nie my oorweldig nie. Want met my God loop ek 'n wende storm soos Psalm, en met my God spring ek oor 'n muur. Ek sal nie stil staan nie. Ek sal vorentoe gaan, al kruip ek 1 tree vorentoe, sal ek staan. En wanneer God vir my sê, staan stil, sodat ek aan jou kan werk, dan sal ek gehoorsaam wees. Maar ek sal nog steeds laat die mense sien ek eer 'n wonderbare, lewendige God. Wanneer dinge nie meer lekker is nie, paaiemente is agter. En niks werk meer uit nie. Jou huwelik is bietjie op 'n grond wat hy glad nie moet wees nie. Jou kollegas draai teen jou. Hulle is nie saam met jou nie. Hulle werk teen jou. Weet dat al is jy in die vuur, there is another in the fire, standing next to me. There is another in the water, holding back the sea. And should I ever be reminded of how he set me free, onthou dit. Psalm 66 vers 10 tot 12 sê, for you have tested us, O God. You have refined us as silver is refined. You brought us into the net. You laid a heavy burden on us. You made men ride over our heads. We went through fire and through water. Yet you brought us out into abundance. Ons het deur vuur gegaan, Here. Ons het deur die water gegaan, Here. Maar die Here sê, jy weet nie wat wag vir jou nie. Ek het al klaar. Ek het jou tafel voor jou aangesig bedek. Teenoor jou teenstander, jy moet net hierdeur kom. Werk hierdeur. Dis al wat jy moet doen. Is buig jou nederig. Met die loue Holy Spirit. Buig jou nederig. En laat toe dat ek jou vorm. Kind van God. God sal jou nie deur die vuur wat smeevat om jou te vernietig nie. Baie vra daai vraag. Maar om die vorm wat jy moet aanneem te kan bereik tot sy volle eer. Ons is gebore in 'n sondige natuur en ons kan saam Paulus praat met dit wat ek moet doen, dit doen ek nie. Dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. Ons wil die regte lewe leef, maar dan kom die sondige natuur en bring sy deel en trek alles skeef. Dit is wanneer God die vuur gebruik om alles te verfyn en skoon te maak. In Engels noem hulle refine. Ek sluit af hiermee. Jy sien, kind van God, in ons lewe gaan ons getoets word, beproef word. En wanneer ons werke in die vuur gaan, moet ons so verstandig wees, nie deur ons eie krag, nie deur ons eie mag nie, maar alleenlik deur die Heilige Gees. Wanneer jy nie meer kan staan, die kind van God, vra hom om jou te versterk. Wanneer jy nie meer kan vashou, die kind van God, vra hom om jou vas te hou.
Want hy sê, roep my. As jy my naam roep, sal ek jou uitred. Ek sal jou eer gee. Ons gaan 'n oomblik, kan ek asseblief vra dat die opkies opkom. En ons gaan weer daai oorgegee doen. En meneer en mevrou, in daai 4 voel jy alleen. Jy hoor, ja, die Here is met my. Maar jy voel alleen. Ek wil 'n oomblik neem waar jy net kan inkom. Oorgegee. Ek vra al die bidders wat jy voor kan staan, dat ons 'n geleentheid maak sodat ons saam met ons mense in die vuur kan staan. Jy is nie alleen nie. Lighuisstoring bestaan nie vir niks nie. Hy bestaan vir jou. Hy bestaan vir jou familie. Hy bestaan vir jou vriende. Hy bestaan weer eens vir jou. So jy kom vorentoe en ons gaan saam met jou bid. Ek vra dit almal wat in hulle sitplekke bly, dat jy in aanbidding ingaan, dat ons net vir oomblik dit oorgee aan die Here, want dit is alles vir hom. Julle kan staan, julle kan sit, dis julle keuse. Maar daardie wat vorentoe kom, daardie wat sê, maar Alicia, die vuur was vir my baie man. Ek dink ek is gekraak, ek dink ek is gebreek, ek dink ek kan nie vir die Here uitkom nie. Daar's 'n muur tussen my en hom. Nou wil ek jou sê, kom vorentoe. Dis mense wat gaan reg staan, om saam met jou te bid, die Here aan te roep, in die plek te staan, want die vuur waar jy staan is warm. Maar Daniel se 3 vriende was by hom. Sê dan. En al sy mense was by hom, en het mekaar ondersteun. En wanneer die geloof minder raak, was hulle dan. Kind van God, hier is jou geleentheid om oor te gee. Thank you.